Baie dankie. En goeiemôre en dankie dat ons by mekaar kan wees op Paasweek. Dis Paasweek en dis 'n heilige week. Nog altyd bekend gestaan as Heilige Week. En dis nie sonder rede nie. Jy kan nie die woord heilig by iets voeg en net verby dit beweeg nie. Jy kan nie net iets heilig noem en dit net ignoreer nie. Jy kan nie. As iets nie die titel heilig of hallow of enigiets het, moet jy aandag aan dit gaan gee en iets daaromtrent gaan doen. Want heilig beteken iets en dit behoort aan iemand en dit is ons God. En hierdie week maak God heilig. Hy verklaar dit heilig van die begin van die Bybel af tot die laaste boek Openbaring in die Bybel. Verklaar hy hierdie week afgesonder en anders en besonders. En jy kan nie daaroor redeneer nie, al wil jy mag nie. En ek sê dit nou vir jou, verander jou tradisies. As ek het 'n hele preek gedoen oor verander jou ritmes, gaan verander jou ritme. Gaan verander jou ritme as jy vir jare lank 'n verkeerde ritme het. En jy sê, pastoor, ons is nie wetties nie. Nee, ons is nie. Maar as hy in Openbaring dit sê, en jy sien hoe die disippels daaroor praat, gaan verander jou ritme. Dis die begin van jou lewe. Paasnaweek is die begin van iets. En ons moet dit eer gee. Jy moet belangrike datums wat ons kies, soos Moedersdag, Vadersdag, wat ook al, Kersfees, dis alles datums wat ons kies. Hierdie datum het God gekies. Die 6de April, die jaar 30. Ja, die Jode het datums gehou. Ons kan teruggaan en gaan sien wanneer. Die 6de April, dit is my pa se verjaarsdag gewees. Dis laas Sondag. 6de April in die jaar 30 na Christus. Dis sy week. En hy kies dit en ons is baie naby aan die eintlike datum en ons vat hierdie week en ons vier dit. So Paasnaweek is belangrik vir baie redes. Paasnaweek is wat ons as Christene beleef. Dis ons naweek om te onthou, te herinner, om weer te bymekaar te kom en vas te maak en weer te onthou wat ons boodskap nie deur die jaar miskien afgerammel het en die pastoor begin het om dinge te sê wat nie naby aan die boodskap lê nie en ons herset net, ons druk daai herstel knoppie elke Paasnaweek en ons sê net hier's waaroor dit eintlik nog die heeltyd gegaan het. Jy kan nie wegbeweeg van die Paasweek storie nie en ons kan nie net Vrydag en Sondag vier nie. En dit is nie die week wat God gesê het ons moet heilig nie. En so, ek gaan daarop fokus. Nou, weens tyd, my hele boodskap gaan nie oor al die geskiedenis en al die versies nie. Ons is almal baie intellektueel. Jy kan gaan kyk presies waar oral dit gesê is om te vier. Ek gaan net in dit inklim en aanneem julle almal weet en verstaan. God het opdrag gegee vir alle generasies tot ek terugkom. Almal wat sê dis Ou Testamenties. Vir alle generasies tot ek terugkom. Vier hierdie week, begin jou jaar met hierdie week en heilig dit want dit is myne. Ok. Nou, ek wil klein bietjie konteks skep, 10 minute en dan net deur die agterhardklip baie vinnig. Daar's niks vreesliks dieps nie, dis net vir jou om in hierdie week wat kom, vir julle wat aanlyn kyk, hierdie week wat kom, my plea, my kreet is nie 'n teologiese een vanoggend nie, dis nie 'n diep ene van wow, ek het miskien nog nooit so daaraan gedink nie. Dis 'n kreet om jou te motiveer of ten minste net te sê hier is dit in jou skoot, doen daarmee wat jy wil, om hierdie week anders te gaan leef. Om hierdie week iets anders te doen. Dis al. Dis al as jy dit alles wat jy hoor en jy skakel nou af, ek wil net hê gaan dink 'n bietjie oor hierdie week en gaan doen 'n bietjie iets anders. OK. Dis al waaroor dit gaan. En nie te bekommerd is oor die skerm nie, want alles wat op die skerm is in julle blaadjies. Julle almal het 'n blaadjie. OK. Daar's nie veel eintlik in die blaadjies nie, dis net die 8 dae. Maar hier gaan ons. Nou om konteks te skep, Paasweek is die heilige week waar ons die 7 of 8 dae, 7 dae, Sondag tot Sondag, een kant sit en sê, hierdie is waaroor Christendom gaan. Hierdie is waaroor my lewe gaan. Hierdie is as jy verstaan ek sê iets, dan hier's die simboliek, hier's hoe dit lyk, hier's hoe God gekom het en dit prakties kom uitleef het soos 'n drama, soos 'n skouspel, het hy dit kom uitleef voor ons. Hier's hoe dit lyk. As jy nie verstaan wat ek sê nie, gaan lees dit. Dis die simboliek van wat ek wil jou probeer verduidelik. En dankie tog God het vir ons hierdie beeld kom wys. Dis so mooi.
En so, dis wat heilige naweek is Jesus het 'n week terug, Lazarus het die doodheid opgewek, toe het hy weggeloop van almal wat hom wou doodmaak, hy het 'n klomp goed gaan leer daar vir die Samaritane, en toe teruggekom en in Jerusalem ingegaan. Nou ons mis konteks, want op Palmsondag ken ons die storie, hy stap in en hy wyf die palmtakke en nie te veel worry daaroor, ek kan dit regkry. Hy wyf palmtakke en julle almal ken die storie van Jerusalem en hy stap in Jerusalem in en almal skreeu Hosanna, red ons, geseënd is die voete van hy wat kom met goeie nuus en al hierdie mooi stories. Dis wonderlik, maar dis die eerste beweging van 'n hele week van trauma. En mens kan nie hierdie week net redigeer, afbreek tot Hosanna nie. 'n Mens moet die week verstaan, om Christendom te verstaan. En om te verstaan wat gebeur op Palmsondag, die begin wat God georgestreer het om bymekaar te bring, wanneer almal palmtakke wyf, moet ek net so 5 minute se geskiedenis vir julle gee, en ek weet van julle is verveeld daarmee, en van julle geniet dit, maar jy moet konteks verstaan, anders gaan jy as 'n westerse mens dink, en nie begryp wat aangaan nie. Ok, soos julle met my, hier kom ons. Daar is 400 jaar stilte, tussen Maleagi, die profeet in Nehemia se tyd, toe hulle die tempel herbou het, 400 jaar stilte tot Jesus arriveer op Kersfees. En daai 400 jaar is nie stil nie, die Jode het boeke daaroor, die Romeinse Katolieke Kerk het daai apokriewe boeke in hulle Bybels daaroor, daar's goed geskryf daaroor. Die chaos van Paasweek was so 'n realiteit, dat as ons net fokus op die mooi van palmtakke wyf en alles is stunning, dan mis ons die punt van die hele week. Die week was chaos. Die week was chaos. En om te verstaan hoekom dit chaos was, moet jy terugstap in geskiedenis, in die 400 jaar se stilte, en verstaan dat omtrent 160 jaar voor Jesus op die toneel verskyn, 160 jaar voor Jesus op die toneel verskyn, daag daar 'n priester op die toneel. Hy het bekende seuns gehad, een van hulle se name was Judas Maccabeus. Judas is 'n belangrike naam, moet dit nie vergeet nie. En hierdie priester raak die tempel verontwaardig. Hulle sê jy mag nie meer besny nie. Hulle sê jy mag nie meer die Sabbat vier en rus by die huis nie, gaan werk, gaan vang vis, ons gaan jou belasting vra, jy moet gaan werk op die Sabbat. Jy mag nie meer die Bybel in die publiek lees nie, daai een klink bekend, dis nou al ek dink is die derde een wat nou vir ons bekend klink. Jy mag nie meer publiek op die straathoeke staan en die Bybel lees nie. En toe stap hulle éventueel, omdat mense skelm dit gedoen het soos Daniël, in die tempel in, en hulle sit hulle afgode in die tempel. En toe stap die koning of die leier, die gouverneur, in 'n priester se kerkie plekkie in, en hy sê, maak vir my 'n offer in jou kerk aan my God. En Judas Maccabeus se pa sê, dit sal die dag wees, en toe die soldaat kom om hom te arresteer, toe maak hy die soldaat dood, dink aan Moses. En toe die gouverneur kom, toe maak hy die gouverneur dood. En toe breek hel los. Al die Jode sê, dis nou sulke tyd. Ons is in die moeilikheid. En Maccabeus se pa, Judas se pa, staan op, saam met Simeon, Matthias, klink die woord Simeon bekend? Simeon, Petrus, Matthias, klink dit bekend? Ok, en 'n paar ander, spring toe op, die seuns van hierdie priester spring toe op, hulle almal gryp swaarde, en hulle begin 'n revolusie. En hulle oorgooi die hele Jerusalem, en hulle jaag die Grieke uit Jerusalem uit. Hulle red die Jode van die verdrukking van hulle godsdiens wat weggevat word met 'n swaard. Ons het van die Jode 'n datum gesteel wat die Jode tot vandag toe nog vier, hulle noem dit Hanukkah. Hanukkah is die 25ste Desember in die jare 164 voor Christus. En ons het gekom en gesê, wel, dis Jesus se dag, ons vat Kersfees. Maar die 25ste Desember is eintlik nader aan Kersfees as wat jy verstaan. Want dis toe Hosanna geskree was in Jerusalem. Sien julle die ironie? Op die 25ste Desember
160 jaar voor Jesus, skree die Jode, Hosanna, vir Judas Maccabeus, wat inkom, want hy die tempel gereinig en skoongemaak van al die invloed van die Grieke. En oorlog breek los en hulle neem die hele Judea en die streek oor en jaag al die Grieke weg. Ja, die pa het sy lewe verloor, 1 of 2 seuns het sy lewe verloor. Judas Maccabeus was die grootste vegter tussen hulle. Hy het die meeste oomf gehad vir die oorneem van sy mense. Judas het die grootste vegter geword en hy het eventueel kinders gekry. En sy kinders het besluit, hulle wil die hoofpriester wees. Jy kan nie die storie nie opmaak nie. En as jy dit verstaan, sal jy begin om te verstaan hoe die mense voel. En Judas se seuns wil die hoofpriester wees, want daar's al die gesag en krag. Maar hulle is nie uit die stam waaruit hoofpriesters kom nie. Toe beklei die broers onder mekaar in 2 faksies vorm. Toe die 2 faksies teen mekaar begin beklei, op daai stadium het die Grieke die Jode alleen gelos, want die Romeinse regering het groot geword, al die pad in Italië, en hulle het begin om in die grens waar die Grieke en die Romeine met mekaar bots, het al die Grieke boontoe gegaan Turkye toe om die Romeine uit hulle regering uit te hou. En daarom kon die Jode doen basies wat hulle wou. Maar toe hulle met mekaar begin beklei en daar civil war tussen mekaar vir wie die pastoortjie gaan wees, wie die werk gaan doen van God, alhoewel hulle nie bekwaam was om dit te doen nie, as nie wie God wou gehad het nie, toe roep hulle uit na die Romeinse regering, wat die vyand is van hulle vyand. Right? The enemy of my enemy is my friend. Toe roep hulle die Romeine om te kom kant kies. En die een Jood het 'n paar soldate van die Romeine en die ander Jood het 'n paar soldate van die Romeine en die Romeinse regering kom in op die suidekant van die Griekse regering. Want hulle is strategies baie slim, hulle kan die Jode omsingel en die Grieke omsingel, hulle word ingenooi in die Griekse regering in. Hulle kom in die suide in en neem Jerusalem oor. Ja. Die mense wat Jerusalem bevry het Jerusalem oorgegee aan die Romeinse regering. En in 64, wat's my datum, is ek reg hierso, 63 voor Christus, neem die Romeinse regering oor, en in 40 voor Christus, word koning Herodes, deur die Romeinse regering, verklaar as die koning van die Jode. En julle weet wie koning Herodes is? Kersfees. Hy maak die babas dood. Nou as jy verstaan, wat die Jode soek, as jy verstaan wat hulle beleef wanneer 'n koning, wanneer 'n Messias terugkom na sy plek, Jerusalem, sy plek, en dit is syne, hy hoef dit nie te verower nie, dis syne, en hy kom op 'n donkie, wat beteken dit? Hy verklaar, hierdie is myne, ek hoef nie oorlog te maak nie, almal weet hierdie is myne, ek kom in en ek kom neem net oor, hulle begeer dit, want hulle dit net 'n paar jaar terug beleef. Judas, die disipel wat Jesus verraai het, hoekom het hy sy naam Judas? Dink julle het nie die storie geken van Judas Maccabeus nie. Die hele dynasty, die hele beweging van daai oorneem was vernoem na Maccabeus, na Judas. Dink julle Judas het nie 'n passie gehad vir die vryheid van die Romeinse regering nie? Hy's vernoem na die man wat doodgemaak het vir dit. Gewonder hy was teleurgesteld in Jesus nie. Jesus was niks wat hy wou gehad het nie. En so Jesus kom ingestap en hulle wyf die palmtakke en hulle doen presies wat die boek Maccabeus, wat hulle almal gelees het op skool, van so klein tot so oud sal dit uit hulle koppe geken het, doen presies wat hulle vir Maccabeus Judas gedoen het. Hulle wyf die palmtakke en hulle sing presies dieselfde psalm, en hulle skree presies dieselfde woorde. Jy kan dit in die boek gaan lees. Dis nou sulke tyd. Hy gaan die Romeine wegjaag. Hy gaan politieke vrede bring. Hy gaan ons werk makliker maak. Hy gaan ons finansies uitsorteer. Hy gaan ons lewens beter maak. Kom red ons van ons politieke vervolging. Kom red ons van ons siekte in ons liggaam.
Kom red ons van ons emosionele depressie. Kom red ons net van dit wat ons pla. En dis wat hulle oor opgewonde was. Ja, jy kan dit nie. Jy moet dit verstaan om te verstaan wat jy glo. En so Jesus stap Palm Sondag by 'n spesifieke hek in. Nie die hek waar Judas Maccabeus ingestap het nie. Judas Maccabeus het by die triomfanklike hek ingestap wat na die voorkant van die tempel toe wys. Wat deur 'n lang straat gaan totdat jy by die groot hekke van die tempel sou instap. Nie Jesus nie. Jesus kom van agter af in deur wat genoem word die skaaphek, die hek vir diere. Hy kom deur die skaaphek waar die offerdiere ingebring word, sodat die priesters kan sê, ja, okay, daai dier, vat hom huis toe, versorg hom, jy kan hom kom offer. Nee, daai dier is nie goed genoeg nie, kom koop 'n ander een, vat jou geld, daar is by Marksplein, gaan koop vir jou 'n beter dier. En hulle het hoofsaaklik altyd gesê, jou dier is nie goed genoeg nie, want hulle het geld gemaak, hy het geld wissel, gaan kyk hy Chosen, het dit baie mooi verduidelik, maar ja, hulle het geld gemaak, dan jy met jou geld verander, daar het hulle geld gemaak, dan moet jy 'n dier koop, daar het hulle geld gemaak. Julle weet hoe gaan dit oor seisoene van Kersfees en goed, en vakansieplekke. En so die priesters was baie vinnig om te sê, nee, jou dier is nie goed genoeg nie, koop 'n ander een. En Jesus is daar deur, en op die dag wanneer hulle die maandag na die heilige Sabbat, die Sondag na die heilige Saterdag, kom hulle en hulle moet nou hulle diere kies. Hulle moet hulle offers kies, en Jesus kom in as 'n offer. Maar hulle kan dit nie dink. Hulle dink hy kom in as 'n koning. Hy kom nie in as 'n koning nie. Hy kom in as 'n skaap, as 'n dier, as 'n offer. Seun van Dawid, koning in die hoogstes. En Jesus gaan in vandag, Palm Sondag. En hulle juig en gooi hulle klere neer, net soos hulle dit gedoen het vir daai seuns wat Jerusalem kom bevry het. En toe Jesus in Jerusalem ingaan en die mense verdwyn, want die optog is klaar en die hele dorp is so hoog van verwagting, dit gons met duisende mense van reg oor die wêreld, wat ons gelees het al 'n week terug met Lazarus se storie, al begin kom het om hulle self skoon te maak en die beste skaap te kan koop. Jesus stap in daai dorp in en hy huil. Hy huil sy oë uit. Julle weet nie, julle verstaan nie, julle kan nie sien nie, julle kan nie begryp nie. Ek sê dit vir julle, ek kom deur hierdie hek, ek kom op 'n donkie sodat julle verstaan, ek kom nie die Romeinse regering omvergooi nie. Anders sou ek op 'n perd gekom het. Maar hier kom ek op 'n donkie, so Sagarias sê, nederig, stil, hier's ek. Ek gaan niks met die Romeinse regering doen nie, behalwe vir hulle kans gee om saam met julle my te aanbid. En hulle verstaan dit nie. En hy huil oor hulle, hy sê, ons ken die datum nou, maar hy profeteer oor wat 40 jaar later gaan gebeur. 40 jaar. Herodes is 40 jaar voor Jesus koning gemaak, en hy het die tempel kom verwoes basies, kom oorbou, en kom vuil maak. En 40 jaar na Jesus, sê hy, gaan hierdie plek, totaal en al, op die grond lê. Alles wat julle as heilig beskou en maak dat julle my mis, alles wat so belangrik geraak het vir jou, dat jy my nie meer wil raak sien en niks wil heilig maak nie, alles wat jy in my plek kom sit het, alles waarvoor jy lief is, al dink jy dis goed, God het vir my hierdie werk gegee, God het vir my hierdie verhoudings gegee, God het vir my, alles wat jy bo God sit, sodat God nie raak gesien word nie, het hy in die eerste dag ingekom en geheilig gesê, julle verstaan nie, as gevolg van julle harte gaan God alles wat julle lief het, verwoes. En 2000 jaar later wil ons nie verstaan dat as God iets sê, bedoel hy wat hy sê nie. En God stap hartseer uit Jerusalem uit, en hy gaan terug na Lazarus se huis toe, terug Betanië toe. En hy oornag daar.
Julle moet weet hoe die dae werk vir die Jode, die aand is die begin van die volgende dag, maar maak nie te veel saak nie, dis hoekom die orde soms die mekaar raak vir ons, wat maak nie saak nie. Die volgende oggend staan hy op en hy stap terug, maar hy weet wat hy gaan kom doen. En hy stap terug in dag 2, terug in die plek in waar hy nou net was, waar met die donkie ingegaan het, en hy stap in, en hy vat 'n sweep, en hy jaag almal uit die kerk uit die buitekant van die kerk, uit die tempelplein. Hoekom? Want julle moet verstaan, weer eens, die Chosen het dit probeer mooi wys, hulle het so bietjie op gefokus, maar as jy nie weet waarna jy kyk nie, dink ek jy gaan dit heeltemal mis. Hulle het bietjie mense gewys, so 'n klein groepie mense wat op die trappe staan en sing, maar jy kon hulle nie hoor nie, want almal koop en verkoop en is geld en is vakansie en is lekker en is woes, plesier en hierdie is ons sien so uit daarna en ons kan nie wag om Tannie Susantjie te sien nie en Tannie Jenny en dit gaan so lekker wees en kyk, en almal is net excited oor soveel goed, maar hulle weet nie hoekom hulle daar is nie. Hulle weet nie wat om hulle aangaan nie, want hulle is self, vol van hulle self. En hy stap daar in die buiteplein van die kerk moes gevul gewees het met net een ding, die aanbidding van die Here. En die aanbidding van die Here moes so hard gewees het, dat die dood van die diere uitverdrink word met die lof van die Here. So as jy na die tempel toe stap, hoor jy net twee goed, dood en lewe. En elke keer as jy dood hoor, soos die offers begin gebring word, die offers het stadig maar seker ingekom, maar party mense het net vir 'n paar dae gekom en gegaan, en die hoofsaaklik net die Jode kon deelneem aan die groot fees, die res moes hulle offers daar doen, en dan vertrek om Paasfees by hulle huise te gaan vier, daar was nie plek vir die hele wêreld nie, en so vir die buitestanders, veral Grieke en mense wat Jode geword het, wat nie Jood en bloed is nie, het vroeër hulle offers kom offer, en so jy het gehoor hoe gaan diere dood, en die hele tyd hoor jy net, dis wat God met my wil doen, dis wat God met my wil doen, dis wat God met my wil doen, o Here moet my tog nie doodmaak vir die sondes wat ek gedoen het nie, hier's 'n dier, en jy bring die dier, en jy slag die dier in jou plek, en terwyl jy die dier in jou plek slag, hoor jy hoe sing die mense, vrees hom wat die aarde gemaak het, aan sy liefde is daar geen einde nie, vrees hom wat die Egiptenare in die see verdrink het, aan sy liefde is daar geen einde nie. Eer hom wat Israel in 'n land ingeneem het en die land verslaan het, eer hom, aan sy liefde is daar geen einde nie. En hulle sing hierdie liedere oor en oor en oor dat hy lief is vir ons wat na hom toe draai. En jy sien hoe hulle besig is om lammetjies te kies, maar in 'n gewyde atmosfeer, want dit gaan oor God. En ons sien in ons storie, hoe twee goed gekies word die hele tyd. Ons sien hoe Jesus en Barabbas, die skape word gekies. Jy sien hoe Petrus en Judas, die skape word gekies. Jy sien hoe 'n man aan Jesus se linkerkant en 'n man aan Jesus se regterkant, jy sien, die skape word gekies. Hy stap daar uit in dag 2, maandag. En hy is so hartseer omdat dit nie hierdie mooi keuse van kies 'n lam en eer my is nie. Hy vat 'n sweep en hy jaag almal uit die marksplein uit. Almal is soos, dis 'n mal man. Verstaan julle wat julle sê? Daar was duisende mense en hy het dit reg gekry. As jy 'n wonderwerk wil sien, moenie kyk na iemand wat op water loop nie. Kyk na 'n man wat duisende mense reg voor 'n tempelterrein wat so 'n date het, skoonmaak sonder dat iemand aan hom raak. En sê vir my, daai man is nie God nie. Probeer jy in die middel van Kersfees in Junction ingaan en sê, everybody out, I want this place for myself, everybody out. En kyk hoeveel mense los jou. Hulle los hom en hy maak hy plek skoon. Hy jaag almal uit. Hy sê, besef julle nie, dis niks vir julle heilig nie. Hoe kan jy werk en kerk op dieselfde spasie? Jou werk en jou kerk gaan dieselfde begin lyk. Jy kan nie sê, dis wetties,
Verstaan jy nie, iets is heilig nie. En hy probeer ons leer op Paasnaweek, dat nou 'n lang jaar waar God se wette begin het om vir jou, ag, ek is nie gered nie, maak nie of ek nou 'n sondaar is of nie, hy is lief vir my, hy red my. Ek weet ek verloor my hier meer 'n bietjie te veel, maar ag, Jesus is lief vir my. En op Paasnaweek sê jy, nee, wat is heilig in jou lewe? Jy kan nie so praat met mense nie. Jy kan nie so optree nie. Jy kan nie so maak nie. Wat is heilig in jou lewe? Wat is anders in jou as in die mense tussen wie jy werk? Wees lief vir sy wette, want sy wette is heilig. Kom terug. Maak skoon jou hart. Ons het daai simpel beweging in die kerk gehad van maak jou huis skoon en dan moet jy elke Afrika beeltjie en elke huisgenoot met 'n sterreteken en alles uit jou huis uitvat, want as jy hierdie beeltjies en goedjies in jou huis het, dan is jou huis vol demone en die Here kan nie inkom nie, en ek lag en ek sê, Jesus raak in 'n malaatse man en dan is die malaatse man gesond. Dink jy gaan in jou huis inkom om daar 'n huisgenoot in jou huis is nie? Jy weet nie hoe groot my God is nie. Maar verstaan jy hoe belangrik is dit om soms te stop aan die begin? Dis 'n nuwe jaar om te stop en te sê, wat moet ek van ontslaa raak in my lewe? Wat moet ek uitjaag wat nie goed is vir my nie? Want God hou nie daarvan nie. En ons doen dit nooit. En so God bring stories in sodat ons dit sal doen met 'n storie soos 'n kind sal verstaan. Bring hy suurdeeg in. En hulle gooi suurdeeg rond en hulle vat suurdeeg uit die huis uit en jy weet yeast en hulle moet die yeast gaan soek. Dit is klein krummeltjies en die kinders moet dit opvee en skoonmaak en my kinders maak daar in die tienerlokaal maak julle goedjies. Jy moet skoonmaak want die plek moet skoon wees. En terwyl hulle hierdie goedjies doen, vertel hulle ouers vir hulle die storie van maak jou lewe skoon. God kom verby jou lewe beweeg en hy wil sien dat jy skoon is. Maar hy nie ons westerse Christene nie. Ons het nie daai goed nodig nie. God het net gedink hulle het dit nodig. Ons het dit nie nodig nie. Vir ons is dit net nog 'n week. En toe kom Heilige Dinsdag. En op Dinsdag wat gebeur is, nou dat jou huis skoon is, eers wanneer jy gefokus het op jou sonde, kan jy nou gaan sit om 'n tafel. So as jy nie in een dag nie, daar's tyd. Dis ook die huis is skoon, wat doen ons nou? Gaan speel buite. Ons gaan nie nou Bybel lees nie, ons lees eers môre Bybel. Sodat daar tyd verbyloop. Julle tyd is belangrik. Dis ook met 'n week is nie 'n dag is nie. Die volgende dag is ons opgewonde. Wat gebeur die volgende dag? Ons lees 'n Bybelstorie. Wat doen Jesus op daai dag? Jesus maak die tempel skoon op die maandag. Wat doen hy op die Dinsdag? Hy stap terug in die tempel in en hy preek. Hy preek. Hy vertel stories. Gaan lees Matteus. Jesus voorspel die toekoms. Een van die mooiste profetiese preke is in Paasweek, in Matteus. Gaan lees dit. Ek kom terug. Hier sou dit gaan lyk. Jesus ek terugkom. Is jy reg? Die vergelyking van die 10 maagde en die olie, daai dag. Is jou lamp vol olie? Is jy reg as ek terugkom? En al wat Jesus doen is hy preek. Doen niks anders, hy preek. En hy maak skoon met sy woorde. Hy leer die mense. Hy wat ore het om te luister, en nie almal wil luister nie. Ander koop, ander kuier by tannetjies, ander hou op vakansie, ander dink net kyk hoe mooi is hierdie plek en weet soos die disippels, kyk hoe mooi is hierdie bakstene, maar vir dies wat om Jesus bly sit het, vir dies wat wou hoor, het hy die mees asemrowendste stories, vergelykings en preke oor ons kondisie en die toekoms vertel op daai dag. Wat gaan jy Dinsdag doen? Wat gaan julle jong mense doen as jy terugkom van die skool Dinsdag, want julle het skool hierdie week? Wat gaan jy doen as jy by die huis kom? Net huiswerk. Want die juffrou is op my keus en my pa wil ek met 'n A kry. Maar wat van God? Wat van die feit dat hy wil hê jy moet ergens net stop en 'n storie hoor wat hy met jou wil deel sodat jou lewe in 'n nuwe rigting kan ingaan op 2025? Wat van God? Wat gaan jy vir hom gee? So maar Evelyn, ons doen dit elke week. Dit is Paasweek, julle, dis sy week. Hierdie is sy ritme. Hoekom ignoreer ons hom? Heilige Woensdag. So, hy vertel stories. Woensdag gaan hy nie Jerusalem toe nie. Woensdag gaan hy nie Jerusalem toe nie. Dis chaos. Almal is kwaad, almal wil hom doodmaak. Hy bly
in Betanië. Woensdag raak jy rustig. En weet jy wat doen jy op Woensdag? Jy onthou, daar's 'n wêreld daar buite en daar's 'n wêreld hier binne. En op Woensdag kom 'n vrou en sy salf sy voete en berei hom voor vir sy dood. Want sy weet wat selfs die disippels nie verstaan nie, hierdie man gaan vir my sterf. En ek gaan hom voorberei. En sy spandeer geld, sy gaan uit, sy vertel, sy wys, sy sê, ek wil goed wees vir jou, want jy is goed vir my. En in dieselfde dag gaan Judas, en hy gaan maak planne en kry geld om Jesus te verraai. Goed en sleg. Nie almal in jou lewe is goed vir jou nie. Nie almal met wie jy uithang is goed vir jou nie. Al laat hulle jou lag, al noem jy hulle vriende, al sit hulle saam met jou by 'n braai, al praat julle dieselfde sport en politiek. Nie elke Judas is goed vir jou nie. En daar's mense in jou lewe wat besig is om dieselfde te doen as Maria. Hulle berei jou voor vir jou dood. Want Maria en Judas het albei een ding verstaan. Hierdie man moet doodgaan. Hulle albei was besig met dieselfde ding op dieselfde dag. Maar die een se hart was goed en sy het dit met trane gedoen en die ander een se hart was boos en hy het dit met vreugde gedoen. Hoe lyk jou Woensdag? Wat gaan jy doen op Woensdag wanneer Jesus niks doen behalwe hierdie twee kontraste vir ons ophou nie? Gaan jy bietjie stil raak en kyk na daai kontras wat Jesus vir ons ophou en sê hy raak rustig sodat jy tyd het om hierop te fokus. Raak rustig sodat jy tyd het om hierop te fokus. Donderdag, onthou, soos ek gesê het, hulle tye is anders. Woensdag sit hy net in Betanië en doen niks, maar hier is vir ons die mekaar raak. Woensdag aand is die begin van Donderdag. Ek wil nie verveel nie, ek praat al klaar te lank, maar hierdie is belangrik vir baie mense. Woensdag aand is Donderdag vir die Jode. Julle is met my, né? Woensdag aand hou hy Paasfees. Dis die begin van Donderdag. Maar omdat ons Woensdag iets vier ons op Donderdag die Paasfees ete wat vir ons Woensdag aand sou gebeur het. Wil julle nie mekaar maak nie, moenie bekommer nie. Al wat ek wil hê is Donderdag vier ons nou Paasfees. Donderdag vier ons Paasfees. Woensdag aand as almal nou sit, almal was rustig. Dis hoekom hy rustig was. Almal het gedoen hulle laaste goedjies wat hulle moes doen, want die aand sou hulle eet. Sit hy en vier ons Donderdag die ete van die nagmaal. Hierdie nuwe maaltyd met 'n nuwe opdrag en 'n nuwe belofte. As jy soos ek 'n bof in 'n geskiedenis is, dan sal jy gaan soek as jy my nie glo nie en jy sal sien, die eerste keer dat die Pasga ete genoem word op die skaal wat hy genoem word vir die Jode, was toe dit ingestel was en toe Jesus dit gedoen het. Laat dit 'n bietjie van jou brein die mekaar maak. Toe dit ingestel was deur Moses, ons het geskrifte daaroor. En toe dit ingestel was deur Jesus, die Jode het skrif daaroor. Die Jode lees oor die Paasfees wat Jesus ingestel het, want daar is so min geskryf oor hoe mense dit vier, tot vandag toe nog. En so Jesus bring terug, die Jode het dit gedoen elke liewe jaar, maar nou word daar iets geskryf, iets word op skrif gesit, iets word neergesit vir generasies om te onthou, nie net iets wat Moses gesê het nie, maar nou Jesus ook iets om te sê, en is nie rabbies wat praat oor wat Moses gesê het nie, nou gaan rabbies praat oor wat Jesus gesê het, en hy bring 'n nuwe ete, met 'n nuwe opdrag, en 'n nuwe belofte. Weet jy wat hy gesê het? Ken jy dit? Ken jy die opdrag? Sit saam, geniet jou ete. Wat gaan jy Donderdag aand doen? Soos jy miskien hierdie gebeurtenis ervaar en beleef, of Woensdag aand as jy wil, en beleef net so klein bietjie
hierdie ete. Ons gaan dit daai Sondag probeer saam vier, maar daar's iets om dit saam te doen. Om klaar te maak, Vrydag, goeie Vrydag. Wat gebeur is, Woensdag aand is die ete, Donderdag aand word hy gearresteer, gaan hy deur alles, gooi hulle hom in die tronk, verhoor hulle hom, gaan hy deur al hierdie goed, en word hy gekruisig. Ons vier dit op die Vrydag, en op Vrydag vier ons die offer. Dit is nie net nog 'n naweek nie. Soos ek gesê het, is dit alles wat julle hoor. Ek sit julle vir amper 'n uur op julle stoele om net een ding vir julle te sê. Soos maar Evelyn, dit is nie vir ons nog 'n week nie. Jy sê vir ons, hou op vir ons preek, ons weet, ons maak dit nie nog 'n week nie. Ek hoor jou. Vergun my. Vrydag vier ons hoe twee mense voor die regering staan. Jesus Barabbas en Jesus die Messias. Die redder vir die seun van die Vader en die redder van die seun van God. En twee bokke word gebring en staan in die politieke sfeer, nie die kerksfeer nie, die politieke sfeer, want dis wat ons wil hê God vir ons moet kom verander. En die politieke sfeer sê, kies vir julle, wie eintlik vir julle in hierdie wêreld van julle die grootste verskil sal beteken, laat die een wat die verskil sal bring, bly leef, en die een wat nie 'n verskil vir julle sal bring nie, maak hom dood. En jy maak die Bybel oop, en jy maak Levitikus 16 oop, en jy lees hierdie storie waar twee bokke voorgebring word, en Aaron kry twee bokke, en hy sê, laat die lot op 'n bok val. En wat ook al bok die lot opval, maak daai bok dood. Vat sy bloed, en sit dit op die gordyn van die Allerheiligste, sodat julle sondes vergewe kan word. Die ander bok moet bly leef. En Aaron, as jy klaar die bok doodgemaak het waarop die lot geval het, en sy bloed op die gordyn van die Allerheiligste gaan smeer het, vat dan die bok wat leef, en sit jou hande op al twee sy horings, en sit al die sonde van die mense op daai bok. En hy mag nie doodgemaak word nie, maar hy moet uitgelei word na die woestyn, en hy moet leef met die sonde op sy kop. Want hy sal met sy sonde leef. Die redder van die mens. En hy gaan aanhou leef in sy sonde. Hy gaan aanhou politieke welstand soek. Hy gaan aanhou die fight soos die res van die wêreld dit fight. Hy gaan aanhou doen wat hy dink hy moet doen om voort te kom in die lewe. En hy gaan net aanhou doen wat hy doen. So stuur hom weg. En dan skryf hy in Levitikus, die bok wie se bloed vir julle gestort is, sal julle van julle sondes vergewe. Maar julle sondes, dit wat my kwaad maak, sal ek uithaal op die bok waarop jy jou hande gesit het. Julle sondes, julle sal sien hoe ek dit uithaal op daai bok. Die sonde bok. En in Openbaring sien ons hoe vreeslik dit lyk. As jy Jesus Barabbas is. Hy stap daar weg en hy dink hy's vry. Hy glimlag. Woe! Partytjie vanaand. En ons lees Openbaring en ons huil vir Barabbas. En hy word gekruisig. En Saterdag gebeur daar niks, behalwe hartseer en verwarring en stilte, want Jesus rus. En niks gebeur nie, behalwe rus. Mens probeer niks doen nie, jy probeer nie werk nie, dis nie 'n Saterdag nie, jy wil nie gras sny nie, jy wil eintlik net 'n Sabbat beleef soos wat dit is, jy wil wegbreek en die wêreld bel jou, en jy sit jou foon af, jy gooi hom weg, jy sit hom in 'n laai, jy maak net jou hele wêreld stil, as jy familie het, probeer jy dit laag hou, en almal wil iets doen, en jy probeer net rustig en sê, hey ouens,
luister, kom ons dink net so 'n bietjie hoe dit gevoel. As ons net bietjie buite, net kuier, as ons net swem, as ons net rustig is, as ons net die TV aflos en net by mekaar is en onthou dat ons het hom nodig. Hoe sou dit lyk as ons westerse mense dit kon regkry? Ek weet nie. En dan op Paasondag staan hy op uit die dood. Niemand glo dit nie. Die vrouens is daar want hulle het dit nie geglo nie. Die disippels glo nie, die vrouens nie. Thomas wil Jesus nie glo nie. Niemand glo nie. Maar dit het gebeur. Hoe gaan jou hart lyk op Paasondag? Hy het opgestaan. En hy wil opstaan vir jou. Het nie 'n Barabbas wees nie. Maak iets heilig in jou lewe. Ek sluit af, ek lees vir julle Johannes 1. En my het 'n stukkie daar uit wat in my hart geval het. In hom was daar lewe. En die lewe het gedien as die lig vir mense. Die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie uitgedoof nie. Maar aan almal wat hom egter wel raak gesien en aanvaar het. Die wat in sy naam glo, dis wat iets heiligs gedoen het. Dis wat iets anders, dis wat begin glo het in wat hy sê en doen op Paasweek. Het hy die reg gegee om kinders van God te word. Nou mag niemand van julle sê dat jou Christendom afhang van enige iets wat ek vandag gesê het nie. Mag niemand van julle sê dat as julle nie doen wat ek voorstel op 'n klein manier vir 5 minute ergens net in jou dag sit en dink aan wat gebeur in jou week nie. As enigeen van julle hoor ek sê jy moet dit doen om enigstens God te beleef, dan het jy nie gehoor wat ek gesê het nie. Want God is lief vir jou. Jy hoef niks te doen nie, hy is lief vir jou. Maar hy soek 'n heilige week. En as jy lief is vir hom, doen wat hy sê. Geef hom eer hierdie week. Meer as enige ander week in jou jaar. Want dit is 'n spesiale week. Dis nie soos die ander weke nie. Kom ons geef hom wat hy wil hê. Want hy is klaar lief vir jou. Hy is jou lig. Hemelse Vader, dankie dat U op Paasweek vir ons alles kom doen het. Dat U die offer is, dat ons nie goed hoef te doen, en dan kry ons wat ons nodig het nie. Maar ons kan vier wat U gedoen het. U het ingekom en Uself as die offer kom bewys. U het ingekom en kom skoonmaak wat ons vergeet het om skoon te maak. U het ingekom en ons kom leer wat ons al lank al vergeet het om te leef. U het vir ons kom wys dat daar is goed en daar is sleg. En pas op as jy meng met wat sleg is. En U het vir ons kom wys hoe lyk redding. En U het vir ons kom wys hoe lyk geloof in stilte. En U het vir ons kom wys hoe lyk dit wanneer ons geloof geëer word as ons sien dat U is wie U sê U is en U doen wat U sê U doen. Ons sien ons geloof in hierdie week en ons eer U dat U dit alles vir ons gedoen het. Geef ons die voorreg om dit vir mense te vertel. Maar ons moet dit beleef. Kom en word verheerlik hierdie week, Here. Vat wat U sin is, Here. Ons wil dit vir U gee. Kom en word verheerlik deur die stukkies wat ons doen. Al is dit hoe klein, geloof soos 'n mosterdsaad sal berge versit. U het dit ook in hierdie week gesê. As jy maar net geloof gehad het, sou jy vir 'n berg gesê het, skuif. U het dit hierdie week gesê. Mag ons net sulke klein geloof hê hierdie week, om met 'n nuwe mens te praat en om te vertel van Jesus.
of met die man in die spieël te praat en die man in die spieël te vertel van Jesus. Ons sê vir die dankie, word verheerlik, tot ons mekaar Vrydagoggend sien. Ons loof U in Jesus naam. Amen en amen. Ek is baie lief vir julle. Dankie dat julle my vergun om te doen wat ek vandag gedoen het. Ek is baie lief vir julle. Sien julle Vrydagoggend 5:30, bring koffie, andersins sien ek julle Sondag by die ete, andersins sien ek julle volgende week. Alle liefde vir julle, totsiens.